Goeiemôre, maar baie welkom vanoggend. Kom ons buig ons hoofde. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here, jou ontferming. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek het vanoggend, gaan ons aan met waar ek laas Sondag opgehou het, en ek het gesê ons gaan bietjie meer in diepte ingaan oor die tema dwaalleer, progressiewe Christendom teenoor tradisionele Christendom. My twee skrifgedeeltes, 2 Timoteus 3 vers 10 tot hoofstuk 4 vers 5 en 2 Petrus 1 vers 19 tot 22. Nou, wie van julle het gaan lees, toe ek laas Sondag gevra het julle moet gaan lees? So paartjies. Moet ek dit weer vir almal lees? Kan ek dit lees? Ok, hier's 1 ja. Ok, voor ek vir ons lees, kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here Jesus, dankie vir een en elkeen vanoggend hierso, Here, en dankie ook dat U mense gebring het, en dankie ook vir jonger gesigte wat ek sien. Jy weet ek het 'n hart vir die jong mense, en ek kom bid vir hulle, Here, en ek kom dra hulle op, Here, veral in die tyd waar ons leef, veral op die skole, en selfs jong mense op universiteit, en daar waar hulle werk, al die druk wat hulle beleef van alle kante af, meer as wat toe ek jonk was, en selfs die ouer mense wat hier was, wat dit nog baie minder gehad het. Kom draag vanoggend spesiaal die jong mense aan die op, Here, en sê, werk in hulle lewens, Here, trek vir hulle na U toe, trek vir hulle nader na U toe, trek vir hulle na die kerk toe, Here, gee dat ons as kerk, nie die gebou nie, maar ons as kerk, vir hulle sal wees, iemand na wie hulle kan opsien, in voorbeeld, en nie vir my kan raak sien, of vir ander kan raak sien nie, maar vir U kan raak sien in ons lewens. So bid ek dit vir een en elkeen vanoggend hier, so Here, maak ons geestelike oë en ore vanoggend oop, in Jesus naam. Amen. Want ek wil graag die twee gedeeltes vir julle lees, want ek weet mos, mens hoor mos partykeer en onthou jy nie alles wat die dominee gesê het nie, en so vir die van julle wat nou nie hier was nie, en nie die gedeeltes dalk vooraf geweet het nie, gaan ek dit lees, en die van julle wat vra ek vanoggend om geduld daarin te hê. 2 Timoteus 3 vanaf vers 10. Ok, vers 10. Maar jy het my nagevolg in leer. Paulus skryf vir die jong Timoteus, lewenswandel en lewensdoel in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit alles gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Hoor mooi, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om aan die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God
en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van die bediening, van jou bediening uit. En dan lees ek die tweede gedeelte in 2 Petrus 1 vanaf vers 19. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrifte kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer en mense die woord van God wat van God kom verkondig. Maar daar was ook vals profete onder die volk en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Wie van julle wat wonder van wat se engele praat van in Genesis, was daar engele gewees wat afgekom het na die aarde toe en met die mensevroue gemeenskap gehad het en daaruit het die reuse gekom wat die Enakiete was. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevangenes gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense wat hy gered. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddelose te straf en vir die oordeelsdag gevangene te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Selfs die engele wat nog tog baie sterker en magtiger is, bring nie voor die Here lasterlike aanklagte teen hierdie wesens in nie. Maar hierdie mense praat lasterlik van dinge waarvan hulle niks verstaan nie. Hulle is soos verstandlose wilde diere wat voortgebring word om gevang en doodgemaak te word. Soos wilde diere sal hulle ook verdelg word. Vir hulle goddeloosheid sal hulle die loon van die goddelose ontvang. Hulle verlustig hulle daarin om helder oordag swelg partye te hou. Wanneer hulle saam met julle eet, is hulle in smet en 'n skande, omdat hulle aan hulle uitspattighede te buite gaan. Hulle oë is die ene wellus
en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes. Hulle het die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. Hulle het die weg gevolg van Biliam, seun van Beor, wat daarop uit was om vir geld onreg te pleeg, maar wat oor sy oortreding bestraf is. Stom rydier met die stem van 'n mens gepraat en 'n einde gemaak aan die onsinnige optrede van die profeet. Hierdie mense is droë fonteine, miswolke, wat deur 'n stormwind voortgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou. Hulle is aanmatigend en sê sinlose dinge. Met welis en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van die wat op die dwaalleer weer verkeer. Hulle beloof vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf. Want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat vroeër daaraan vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarvan na afgewyk het en van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. 2 krasgedeeltes, of sal ek sê harde gedeeltes in die Bybel. Ek weet nie hoe julle voel nie, maar as daar eendag vervolging sou kom en hulle alles van my sou al wegvat, sou dit my kosbaarste besitting wees, wat ek graag sou wil behou, God se woord. Al het ek nie meer huis of 'n kar of wat ook al nie, maar net nie God se woord nie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En aan die lig van dit wat in Hosea 4 vers 6 staan, gaan ek weer vanoggend voort met die tema dwaalleer, progressiewe Christendom teenoor tradisionele Christendom. Nou, tradisionele Christendom is soos wat die meeste van ons ouer mense groot geword het, en selfs geslagte nog voor dit. Progressiewe Christendom is ek wil nie sê dit is so 'n nuwe ding nie, maar dit is 'n nuwe ding binne in die Christendom, wat 'n mens sal sê wat die afgelope 100, 200 jaar baie geleidelik en baie subtiel die kerk binne gekom het. En dit is ook vanoggend dalk nodig om ons geheue te verfris en dalk weer te verduidelik, sodat julle kan hoor en kan verstaan en kan inneem om te sien wat besig is of wat besig is aan die gebeur. Maar voor ek weer hierdie 2 definisies, ek het so klein bietjie aan hulle woorde gaan verander, om dit weer aan julle te verduidelik, is dit noodsaaklik dat ek as die herder van die gemeente net 'n paar fundamentele waarhede deel rondom my eie geloof en wat ek glo. Ek is nie liberaal nie. Ek is konservatief. En ek skaar my graag by die tradisionele Christendom. Ek glo die Bybel is God se woord, geïnspireer deur die Heilige Gees, wel deur mense geskryf binne hulle omstandighede. Ek sê weer vanoggend, ek bely ons 6 belydenisskrifte.
die apostoliese geloofsbelijdenis, die belijdenis van Nicea, die belijdenis van Arimathea, die Heidelbergse katekismus, die Dordtse leerreëls en die, wat ek nou die ander, Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar ek bely hierdie belydenisskrifte as 'n hulpmiddel om God se woord beter te verstaan, maar nie gelyk aan God se woord nie. Met ander woorde, dit is soos die ou reformatie gesê het, sola scriptura, skrif alleen, sola fidei, geloof alleen, sola gratia, genade alleen. Ek aanvaar beide die Ou en die Nuwe Testament as God se woord. En dat die God van die Ou Testament dieselfde God is as die God van die Nuwe Testament. Daar is nie 'n verskil nie. Hulle is een en dieselfde wese. Dat elke gebeure is soos wat dit vir ons opgeteken is in die Heilige Skrifte, glo ek, of dit natuurlik en of dit bonatuurlik gebeur het, en of dit wonderwerke was, dat dit waar en eg is. En ek twyfel geensins dat dit wat in God se woord opgeteken is, die absolute waarheid is nie. En ek wil graag vanoggend 'n paar dinge vir julle op 'n kort videoklip wat ek vir julle wil speel. Ek noem gebeure op so Sodom en Gomorra. Ons lees in die Ou Testament wat daar 3 persone aan Abraham tegemoet gekom het, of Abraham het hulle tegemoet geloop. En toe Abraham met die engel van die Here begin praat het, toe die 2 persone wat saam met die engel van die Here was, omgedraai en weggeloop op pad Sodom en Gomorra toe. En dan staan daar, en Abraham het met die Here gepraat, Here, as daar soveel regverdiges is, sal u die stad spaar terwille van daardie regverdiges. Soos die verhaal vir ons in Genesis opgeteken. Waar hulle min of meer vermoed, waar Sodom en Gomorra was daar bewyse gevind van groot hoeveelhede swaal wat gebrand het. Die uittog, die pla in Egipte, die Egiptenare wat in die Rooi See verdrink het. Ek glo dat dit so was. Ek glo dat dit so gebeur het, soos die Here in sy woord. Ek het in my studiejare, het ek op 'n baie ou boekie afgekom, en binne in hierdie boekie het ek gelees 'n persoon met die naam van Sir Patrick Flinders. Was 'n argeoloog gewees, 'n Britse argeoloog, wat in die vorige eeu in die 1900s geleef het. Die oomie was Sir genoem, omdat die koningin van Engeland hom tot Sir geslaan het oor sy geweldige groot werk, wat hy in argeologie gedoen het, veral in hierogliewe, in die Egiptiese godsdiens, en rakende die uittog uit Egipte, wat Israel daar uitgetrek het. Hy het self op kamele, hy en sy geselskap, het in die vroeë 1900s op kamele, het hulle die reis wat in die boek Exodus opgeteken was, het hulle per kameel die hele reis gedoen wat die Israeliete deur die woestyn getrek het. En hy het tot die volgende slotsom gekom en gesê, dit wat in die Bybel opgeteken is die absolute waarheid. Dat dit wat daar opgeteken is waar. So kan ek aangaan. Byvoorbeeld, bitter min mense het dit gewees
Ons lees van Jona en die vis. Jona wat deur die vis ingesluk is. Meeste mense sê dis onmoontlik, want die sure in die vis se maag sal so 'n persoon mos verteer. 'n Boekie wat Dr. Willie Maree geskryf het, Quo Vadis, in die boek, julle kan die boekie self gaan kyk, is daar 'n foto van 'n seiler, wat noem jy dit, 'n matroos, wat in 'n groot vis se maag gevind is, 48 uur nadat hy ingeval is en ingesluk is deur 'n vis. 'n Fisiese foto waar hulle die man lewendig uit die vis se maag uitgehaal het. Dit is in die Londense museum. Baie mense weet hierdie dinge nie. Nou onlangs is die seelring van koning Agas in die Ou Testament in Jerusalem gevind. Gebeure wat gebeur het wat teoloë sê dit nie waar kon wees nie. Die seelring, die absolute bewys van die waarheid. Ek onthou die eerste keer toe ek gaan studeer het, toe ek in my 3de jaar Hebreëus gedoen het, toe het ek onder andere Aramees gedoen, en toe nooi hulle 'n professor van België, of dit was van Holland, ek kan in elk geval nie onthou nie. Maar hy het die volgende ding gesê: Daniël in die leeukuil het nie werklik gebeur nie. Dit is maar net hoe dit was in daardie tyd. Ek het opgestaan uit die klas en ek het geloop. Want ek glo dit. So kan ek aangaan om verskeie dinge vir julle te wys en te sê, gebeure in die Ou en die Nuwe Testament. Die punt is, ek glo elke gebeure, het sy dit natuurlik of bonatuurlike gebeure was. Ek glo dat dit die onfeilbare woord van God is. En nou wil ek graag weer die 2 definisies vir julle sê, en dan gaan ek vanoggend bietjie in diepte gaan oor dinge wat die afgelope 100-200 jaar binne die kerk gebeur het. Die definisie progressiewe Christendom volgens my is soos volg: die reëlmatige verandering van 'n siening, en dat die konteks van die samelewing in ag geneem word, selfs bo die skrif. Dis progressiewe Christendom. Wat is die definisie van tradisionele Christendom? Volgens my is soos volg: tradisionele Christendom is dan die oorgelewerde opvatting of woord van geslag tot geslag. En dan is die oorgelewer en dat daar 'n bestendige kontinuïteit is in die oorgelewerde woord. Met ander woorde, dalk eenvoudiger gestel, is die tradisionele Christendom deur die absolute waarheid van geslag tot geslag is dit oorgedra en dit het behoudend gebly. Die ander een, progressiewe Christendom, is blootgestel aan verandering ten koste van God se woord. Tot so in die 1800s het die kerk, hoor mooi, tot so in die 1800s het die kerk algemeen aanvaar dat die skrywers in die Bybel min of meer is soos die vroeë kerk dit ook genoem het, of soos dit opgeteken was. Professor Wellhausen, 'n Duitse teoloog, in die 1800s het die kritiese hipotese teorie ontwikkel wat basies dit behels, en ek gaan dit vir julle so eenvoudig as moontlik verduidelik.
Die vroeë kerk het geglo op sy tyd dat Moses die skrywer was van die eerste 5 boeke in die Ou Testament, genoem die Pentateeg. En Wellhausen het in sy studie 'n probleem daarmee gehad. Toe ontwikkel hy die kritiese hipotese teorie. In kort is dit is dat die woord, die gebeure, mondings van geslag tot geslag oorgedra was, wat ook waar is, en dat dit eers in die tyd van koning Hizkia, 'n koning van Israel, deur die priesters opgeteken was. Nou dit kan waar wees. Maar daar moes tog geskrewe gedeeltes gewees het waarvan hierdie priesters hierdie goed tog moes opgeteken het. En ek het my altyd dieself gevra, hier is soveel detail in daai eerste 5 boeke in die Ou Testament. Hoe is dit moontlik dat dit net slegs by oorlewering van mond, van geslag tot geslag, ons praat nie van 1 of 2, ons praat van 10 tot 15 geslagte verder. Hoe is dit moontlik dat dit van geslag tot geslag so noukeurig, so in detail oorgedra kon gewees het? Hulle kon dit oorgeskryf het in Hizkia se tyd. Want ons lees daarvan dat Jezebel die geskrifte in die tempel vernietig het. Moses was 'n geleerde man gewees, want Moses het in die paleis van Farao groot geword. Ek glo dat daar 'n mate van optekeninge was van Moses se kant. In die laaste eeu of 2 het daar verskeie teorieë ontstaan. En laas Sondag het ek die teorie van Rudolf Bultmann, 'n Duitse teoloog, genoem. En wil ek julle graag bietjie meer verduidelik wat dit beteken. Die woord wat ek gebruik het was ontologie. En dankie broer Dawie dat hy die woord het hom so gehinder dat hy die woord in woordeboeke gaan opsoek het. Toe sê ek vir hom, Dawie, jy gaan hom nie in 'n woordeboek kry nie, jy gaan hom net in 'n teologiese woordeboek kry. Dis 'n woord wat hy uitgedink het, of is 'n woord wat gemaak het as gevolg van 'n teorie wat hy gevorm het. En die teorie is soos volg. Hoor mooi. Hy glo in die fisiese bestaan van Jesus, dat hy gesterf het en opgestaan het. Maar hy maak die historiese Jesus los van die Jesus wat ons in die Bybel leer ken. Met ander woorde, hy sê die historiese gedeelte is nie so belangrik as die Here Jesus wat ons hier in die Bybel leer ken het nie. My probleem is, hoe kan jy die kruisgebeure en die opstanding losmaak van die historiese Jesus? Hoe kan jy hom losmaak en sê, ons moet dit anders verstaan? En net so daar in die vorige eeu, veral in die vorige eeu, baie dwaalleer ontstaan. Soos byvoorbeeld die maagdelike geboorte van Christus, en dit gaan vandag nog steeds aan. Nog steeds vandag wêreldwyd, veral in Europa, en die uitroepe gaan baie sterk deesdae in Amerika ook, en hier in ons kringe ook, teoloë wat die maagdelike geboorte van Christus ontken. Of bevraagteken. Selfs die wonderwerke wat hy gedoen het, is vir party mense se koppe, want die sê, so redeneer hulle ons moderne mens. Dis dinge wat hulle in daai tyd geglo het, daar is tog, God het tog die medies gegee. Ons kan dit nie verstaan nie. Daar was selfs Duitse teoloë, en dan moet ek sê ander teoloë ook, maar ek het dit veral baie sterk opgetel uit teoloë soos Bultmann, Karl Barth en 'n mindere mate
Later, daar's verskeie Duitse teoloë gewees wat die kruisiging en die opstanding van Christus bevraagteken het. Hulle het selfs so ver gegaan om gesê, ons moet dit nie letterlik verstaan nie. Maar dat daar eerder 'n ander boodskap agter dit is, wat ons moet ontdek en verstaan. Pleinweg Afrikaans gesê is louter 'n snert. Kom ons vat byvoorbeeld die maagdelike geboorte. Het jy al gedink, hoekom is dit 'n maagdelike geboorte? Het jy al vir jouself die vraag gevra, hoekom was dit 'n maagdelike geboorte? Die ontkenning van die maagdelike geboorte is 'n ontkenning van Christus se goddelikheid. Die ontkenning van die maagdelike geboorte is 'n ontkenning van Christus se goddelikheid. In die synode van Nicea in 325 na Christus het hulle gesê, Christus se twee nature, volkome mens. Hy was volkome mens, volkome God gewees. Weet julle hoekom? Want 'n mens wat uit 'n ander mens verwek is, kan nie 'n ander een red of vergewe nie. Hy kan nie jou sondes wegvat nie, net Christus verwek deur die Heilige Gees. Nie deur die fisiese gemeenskap van 'n man en 'n vrou nie. En in hierdie tydperk, veral waarin ons nou leef, het daar verskeie denkrigtinge gekom, en elkeen het met sy bewyse gekom. Weet julle hoekom sê ek vir julle hierdie dinge noem van dinge wat lank terug gebeur het? En so met oor tyd in ons kerk ingekom het. Dis al hierdie dinge wat mense afvallig gemaak het van die kerk. Dis al hierdie dwaalinge wat in ons kerk ingekom het, wat gemaak het dat mense nie meer glo wat in God se woord staan nie. Feminisme. Ek diskrimineer nie vanoggend teen julle vrouens nie. Maar julle ken die woord feminisme. En die teologie rondom feminisme. Ek weet nie wie van julle het geweet, daar is selfs 'n Bybel geskryf vir die feministe, vertaal terwille van die feministe. En daarin noem hulle God ons Vader, hulle moeder. Hierdie het al 'n paar dekades terug gebeur en is vandag nog steeds baie sterk aan die gang binne in die teologiese kringe. Mense, en hoor julle wat ek sê, dit wat in die teologiese kringe gebeur, spoel op die oune af binne in die gemeentes. Hierdie dinge word so subtiel binne in die gemeentes ingewerk, dat die kerk op die oune sit en met dinge glo wat anders was as wat die vroeë tradisionele Christendom geglo het. Omdat die duiwel subtiel hierdie dinge in die kerk ingevoer het. Die duiwel subtiel sy instrumente gehad het om hierdie dinge in te voer. Daar het ook onlangs 'n film uitgekom, meeste van julle ken hom, met die naam van The Shack. En ek weet daar is van julle wat dit gekyk het, ek het ook 'n deel daarna gekyk. Ek het 'n deel gekyk. Toe begin dit my walg, en ek het afgesit. God is 'n moeder. Dis die voorstelling in die fliek. Waarna toe is ek op pad? God is nie 'n mens nie, dis het hy nie 'n geslag soos 'n mens, hy's 'n man of 'n geslag van 'n man of 'n vrou nie. Ons kan dus sê, God het manlike en vroulike eienskappe, of kom ek stel dit beter, dat God sy eienskappe in die mens, die man en die vrou ingeskaap het. God het sy eienskappe in die man en in die vrou ingeskape. Nou wat is my probleem met die film The Shack? As God, hoor mooi, ek bely, dit is die onfeilbare woord van God. As God in sy woord bekend staan en Jesus selfs in Matteus 28 vers 19 tot 20
die volgende gesê: en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As Jesus dan ook by verskeie kere gesê het: ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. As dit dan is hoe God aangespreek moet word, wie is dan ons mens, of wie is die mens, om God se woord, die absolute onfeilbare woord, te bevraagteken, of om by 'n ander naam te noem, as wat opgeteken is in God se woord. En God durf my moeder noem. God het sy eienskappe in 'n man en 'n vrou ingeskaap. Hy is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy's nie 'n mens nie. Ek wil eintlik sê, dis God lasterlik. Dis 'n uiterlike gebruik van God se name. En dan raak ek opstandig in myself en sê, genoeg is genoeg. En dan ons mees onlangse synode, ek weet nie wie van julle weet, die algemene synode is aan die gang. En ek dink dalk die meeste van julle is bewus van die besluite wat binne die NG Kerk plaasgevind het. Die enigste kerk in die hele Suid-Afrika wat so besluit. Ek is nie bang om te sê dat ons moderator die volgende gesê het nie. Dit is die mees verteenwoordigendste algemene synodes wat nog ooit was. En nou gee ek julle die feite en hy sê dit in die lig van dit. Op hierdie synode sitting is al slegs 197 afgevaardiges in die NG Kerk. En ek wil my verstout om te sê, hulle is gehandpiek. Terwyl die NG Kerk uit heelwat meer as 1000 gemeentes in die hele land het, dat daar meer as 1 miljoen of net onder 1 miljoen lidmate in die NG Kerk is op die boeke, dan sê hy 197 is die mees verteenwoordigendste van die hele kerk. Verteenwoordigend van wat? Geslagsverteenwoordigend, ja. Weet julle hoekom was Sodom en Gomorra vernietig? Dieselfde geslagsverhoudings. Man en man, man en vrou. Skrifgedeeltes soos Romeine 1 vers 18 tot 32, veral verse 26 en 27. 2 Petrus 2 vers 6 staan daar: en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou word. Dink in die Ou Testament staan daar: God verafskie dieselfde geslagsverhouding. Julle hoor vanoggend my hart. Wat wil ek vanoggend vir jou kom sê? Is dat die persoon wat in pornografie vasgevang is, net so is soos iemand wat in gay verhoudings vasgevang is, en hulle kan vrykom daarvan. God het man en vrou geskape. Kinders kom alleen voort uit die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Kinders kom nie voort tussen 'n man en 'n man en 'n vrou nie. God het dit so bepaal. En so moet dit wees. Ek het 'n klomp getuienisse
op my foon. Nie net in Suid-Afrika nie, in Engeland en in Holland. Van mans en vrouens wat gays of lesbians was. Wat by die kruis uitgekom het en die Here het hulle verlos daarvan. Het soos enige ander iets anders, enige ander sonde ook. Dit is vir my so hartseer, dat die hele tyd hierdie kwessie gedryf word. Maar nooit hoor jy die getuienisse van mans en vrouens wat die Here Jesus kon vrymaak het nie. Dis net nooit nêrens nie. God se kant word nooit gegee nie. Net altyd die ander kant. En dan wil ek vanoggend weer eens hierdie 5 knelpunte, en ek gaan hulle weer noem, en ek hoop jy het gehoor die voorbeelde wat ek genoem het. Eerste knelpunt, die skrif is nie meer die absolute nie. Dis in ons dag nie meer so nie. Ek het julle nou die laaste voorbeeld genoem van die gay. Die algemene synode het gesê, dit wat die kerk vir 1800 jaar of meer, 1900 jaar, amper 2000 jaar bely het, moet ek nou as 'n dominee anders verstaan en vertolk, en vir mense anders vertel as wat almal anders gesê het. Die tweede knelpunt wat ek aangeraak het, was gevoel teenoor feite. Ek het al menige male artikels gelees oor die gay kwessie binne die NG Kerk. Die meeste mense wat pro-gay is, hoor mooi wat ek sê, vat nie hierdie skrif nie. En bespreek wat die skrif sê nie, hulle haal woorde uit die skrif uit, liefde. En dan handel hulle, ware liefde is dit, is die Here Jesus my kom vrymaak van sonde, dis ware liefde. Ware liefde het aan die kruis gebeur. Dis ware liefde. Die derde knelpunt, essensiële waarde is oop vir herinterpretasie. Ons moet nou, ek hoor, weet nie wie van julle dit gelees het nie, die huweliksformulier, daar moet nou 'n ander huweliksformulier vir die gays ook ingebring word. Ek het in my laaste jaar by die Universiteit van Pretoria gesit, en ons het mondelingse eksamen afgelê. En my Nuwe Testament professor het 'n voorbeeld genoem. As die gay dinge nou inkom en ons moet 'n reënboog belydenisskrif opstel, hoe sou ons reageer? Toe sê ek van professor, ek stem in die eerste plek glad nie met jou saam. Inteendeel, ek verskil so sterk van jou. Toe het hy gesê, kom ons los daardie punt. Ek het opgestaan voor my medestudente. Nie veroordelend nie. Want die een wat in pornografie of in 'n moordenaar vasgevang is, kan ook vrygemaak word deur die bloed van die Here Jesus. Die vierde knelpunt, die historiese terme wat hergedefinieer word, soos byvoorbeeld die voorbeeld wat ek genoem het van God ons moeder. God se woord word deesdae aangepas om die mens te pas, nie om God te pas nie. Dan die 5de knelpunt is die hart van die evangelie het nou geskuif na sosiale geregtigheid. En ek beklemtoon dit graag weer. Dit is vir my die absolute belangrikste knelpunt van al hierdie 5 punte. Dit is die wesentlike van die evangelie. Dit waarom alles draai. Die kruis van Christus, sy opstanding, word vandag afgewater. En wat bedoel ek daarby as ek sê die evangelie word vandag afgewater? Byle Dr. Billy Graham het die volgende gesê, was in die 1990s toe hy nog goed gepreek het. In the 60s, when I made the altar call, people
came running and crying, falling on their knees to repent and to give their life to Christ. Nowadays, people came laughing to the altar. Die evangelie het afgewater geraak. Neem gou vir Jesus aan, dan is alles reg. Wat het geword van Johannes 16? En as hy, die Heilige Gees, kom, dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. 2 Petrus 2 het ons nou vir julle gelees. Soos 'n hond terugkeer na sy eie dreksel, of soos 'n sog wat gewas word, teruggaan om in die modder te rol, so is hy wat vasgevang is in die sonde. Johannes staan daar, eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die Here Jesus maak vry. Mense neem gou vir Jesus aan, maar jou lewe het geen verandering ondergaan nie. Wat het geword van die rol van die Heilige Gees? Toe ek die eerste keer oor sonde begin preek het, was daar mense wat kwaad vir my was. Die Here werk met my ook oor sonde in my lewe. En dit is nie lekker nie. Maar as jy gehoorsaam is dit die mees bevrydendste ding wat jy kan meemaak, as die Here jou vrygemaak het. Jy onthou, ja. Dis nie uit jou geheue uit nie, maar jy's 'n ander mens, jy's vry. Jy's gewas in sy bloed. Dit het eerder deesdae 'n regstelling geword. Jy moet jou denke verander oor dinge. In plaas van hom pornografie op sy naam te noem. Vir die Here te sê, Here, ek het daar gesondig. Kom verlos my. Kom help my. Waar is God se geregtigheid? Waar is God se heiligheid? Afgespoel in die afgewaterde evangelie. Die hel word deesdae skaars genoem, want jy tas mense se karakter of hulle menswaardigheid aan. Dis polities korrek om nie hulle seer te maak nie. Ek het laas Sondag oor Esegiel 3, ek gaan dit nie herhaal nie. Maar dit kom daarop neer wat die Here vir Esegiel gesê het, as jy een sien sonde doen, en hy sterf in sy sonde, dan sal sy bloed op jou hande wees, maar as jy hom waarsku, en hy bekeer hom nie daarvan nie, dan sal sy bloed op sy eie hande wees. Die Here Jesus het gekom om te soek, Lukas 19 vers 10, hy het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis wat hy voorgekom het. Ek en jy is in wese nie goed nie. Dis die goeie God wat in my kom woning maak het. Omdat sy Gees in my woon, dra ek vrugte. Dan moet ek nie sê ek is goed nie, want ek vat God se eer weg. Dankie Here dat U my in staat gestel het om meer en meer soos U te lyk. Mense moet kan sê, ek sien, in my eie lewe was wyle Dr. Willie Maree vir my 'n voorbeeld, maar ek het vir God die eer gegee, want ek het gesê ek wil graag soos hy wees. Hy was vir my 'n voorbeeld van hoe 'n kind van God moet lyk, en dat die eer aan God behoort. Nou hoor ek die woorde van William Booth, die vader en die stigter van die Salvation Army, min of meer in 1700-1800s. Maar voor ek die stukkie vir julle lees, hy het die volgende ding gesê: I don't need to educate my pastors.
I only need to hang them 5 minutes above hell. And then they will know what to preach. William Booth het die volgende gesê, heelwat meer as 100 jaar gelede. En ek hoop jy hoor dit vanoggend raak in dit wat ek oor gepreek het en dit wat tans ook aan die gang is. The chief danger that confronts the coming century will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, politics without God, heaven without hell. Meer as 100 jaar terug, William Booth dit gesê. Het jy vanoggend gehoor? Het julle vanoggend gehoor die aanslag wat so subtiel die kerk binne gekom het? So subtiel in God se woord ingekom het. Dis hoekom ons jong mense sit. Dis hoekom jong mense afvallig geword het van die kerk. Dis hoekom mense, as ons nie geëntertain word in die kerk, dan soek ek vir my ander kerk, of ek gaan soek my vermaak in iets anders. Ek wil net die lekker dinge hê. R.I. Torrey, hier is 100 jaar of 100 jaar gelede geleef, het self uit die vermaaklikheidsbedryf gekom het. 'n teoloog wat min of meer in die tyd van Dr. Andrew Murray geleef het, wat ook deel was van die herlewing in Amerika. Het die volgende ding, en ek het sy boek oor gebed 'n paar jaar terug gelees, en ek het nie verstaan wat hy gesê het nie. Hy het gesê, the entertainment industry is the most evil industry. Ek het myself gevra, maar hoekom sê hy so? Vandag verstaan ek wat hy gesê het. Ons almal is baie in 'n baie mate so. Ek sit en kyk hierdie mooi geestelike fliek op TV. Net 'n mooi boodskap. Jy's passief by betrokke. Die vraag wat ek vir jou wil vra is, wat 'n verskil het dit in jou lewe gemaak? Wat is die ander gevaar waarvan ek gepraat het? Die entertainment het so subtiel oor die eeu of twee so in die kerk of in die mensdom ingekom en het selfs in die kerk ook ingekom. Ons wil geëntertain word. Jy vir 'n naweek weggebreek. Moet geen elektrisiteit nie, net God se woord en kos en jy is 'n gesin. Weet jy hoeveel mense sukkel om hierdie boek te lees dan? Want die radio nie aan is of die TV is nie aan nie. Ek wil geëntertain word. Ons het verleer wat dit is. Stil te gaan sit daar. Filippense sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Paul Washer, 'n bekende sendeling prediker uit die Baptiste Kerk in Amerika, het ek hierdie aangrypende verhaal uit sy eie lewe gehoor. Een van die mees radikaalste predikers vandag in ons tyd. Baie mense hou nie van hom nie, omdat hy so baie reguit is. Hy het gesê, hy het elke aand gaan sit met God se woord. Baie keer het hy aan die slaap geraak. Hy sê dit het vir maande aangegaan. Hy het gewag vir God. Nader tot my en ek sal tot jou nader. God was in sy heilige teenwoordigheid by Paul Washer gewees. En hy het gesê, I will and I was never the same. Wie van julle smag na so 'n verhouding met die Here?
Want ek kan vir julle een ding beloof, God smag na so 'n verhouding met elke kind van hom. Hy's 'n persoonlike God. Hy's nie iemand onpersoonlik nie. Hy smag na 'n persoonlike, intieme verhouding met elke kind van hom. En ek wil graag dit vir die ouer geslag sê, terwille van die jong mense. Ons ouer geslagte is baie keer geneig om te sê, maar die jeug dit, die jeug dat. Die jeug doen dit. Nou wil ek vanoggend vir julle sê, dit het nie by hulle begin nie. Het 'n paar geslagte terug begin. Elke geslag het so 'n bietjie toegelaat. Die volgende geslag het dit so geword, die volgende geslag het dit so groot geword. En sit ons jong mense vandag met dit wat die vorige geslagte toegelaat. Dis tyd dat ons ouer mense ons hande in eie boesem steek. En vir onsself die vraag afvra, hoekom is die jong mense so? Geslagte terug begin. Voorbeeld wat ek vir julle kan doen. Ek het groot geword in 'n pastorie. Ek weet daar was ouers wat hulle kinders aangryp sonnaskool toe want hulle wou nie kerk toe kom nie. Vandag gebeur dit ook, maar weet julle, dit gebeur baie meer. Elke geslag het bietjie meer toegelaat, dat dit op die ouene geeskaleer het, en dat die kerk vandag sit, waar hy gesit het, nie omdat die jonges dit veroorsaak het nie, maar omdat die jonges aan die ontvangkant daarvan is. Hulle is 'n geslag wat verward is. En ons as ouer geslag het nodig om ons hande in eie boesem te steek en te vra, Here, waar kan ek aan myself verander? Sodat dit kan deurspoel op die jonger geslag. Het die Gees van God vanoggend jou oë oopgemaak om te sien dat die besluit op die synode wat plaasgevind het, is nie iets wat maar nou gebeur het nie, dit het subtiel die kerk ingekom. Die dinge gaan nog erger raak. Ek wil jou vanoggend vra, toe ek gesê het wat ek glo, het ek doelbewus die apostoliese geloofsbelijdenis uitgelaat. Ek wil jou vanoggend vra, gaan jy saam met my die geloofsbelijdenis hardop sê, saam met my bely, dit wat daar staan. Ek glo en bely, dat dit die onfeilbare woord van God is, die absolute waarheid. Dat die boek vandag net so relevant vir ons is, as wat dit was vir geslagte voor dit. Hoekom? Want God is nie aan verandering blootgestel nie. God is onveranderlik. Hy was, hy is, en hy sal altyd dieselfde bly en wees. Maar ek wil vir jou vanoggend vra, as jy opstaan, en jy sê dit hardop, wil ek hê jy moet dit bedoel. Want as jy dit vanoggend nie bedoel nie, wil ek eerder vra, bly dan stil. Ek sal nie op jou neerkyk nie, maar bly eerder stil. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hel neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen.